Daar is hy nou. Kom ons probeer weer. Moet ek julle almal weer welkom sê, kom ons maak maar weer so. Welkom julle. Skus tog. Nou is ek heel van my lyn af. Dankie my vrou. Aan elkeen van julle welkom. Ek sien hier so, ek hoor hier's 'n tot 'n besoeker hier wat 50 jaar gelede in hierdie kerkgebou was. Welkom vir julle ook. Geliefdes, ons is vanoggend hier om deur die woord van die Here na die troos van die Here deur sy woord te luister. Om deur die Heilige Gees gevul en vervul te word, om ook vir mekaar, vir Chris, vir Henriette, Sharita, Evert en Zanay, ek weet nie, Zianay, Anita en Bernard, Heloise en Gideon, Ian en Lelani en dan Nienke, en dan ook Heine wat nie hier is nie, en dat ons ook vir julle kan vashou en vertroos. En mag elkeen van ons waarlik ons hemelse Vader se troos elkeen persoonlik ontvang. En daarom is dit ook so wonderlik om te weet dat hier vandag kinders van die Here is wat mekaar kan ondersteun. En mag die woorde van Openbaring 21 verse 3 en 4 vir elkeen van ons waar wees en waar word. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volke wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Julle almal het die blaadjie ontvang. Ek wil dit graag soos dit daar geskryf is ook aan julle voorhou. Edna Heloise Venter, gebore Kreer. Heloise, nou weet ek waar kry jy jou naam ook vandaan. Gebore 12 Desember 1928, oorlede 18 April 2025. 96 jaar, 4 maande en 6 dae. Gebore in 'n gelowige ouerhuis as die derde jongste van 11 kinders, waarvan 4 broers en 7 susters was, te Middelburg in die Kaap. Ouers was gewees Petrus Stefanus Piet Kreer, Anna Cornelia Annie Kreer gebore Foster, getroud op 25 Januarie 1954 met Johannes Jacob Venter. Kinders wat uit die huwelik gebore is Christian Willem Adrian Venter, 18 Augustus 56, wat getroud is met Henriette. Anita van der Berg, wat dan uit die aard van die sake Nooi Venter was, 21 September 1958, getroud met Bernard van der Berg. Edna was ook geseënd met 4 kleinkinders, Heloise Richter van der Berg, Nooiens van, getroud met Gideon Richter. Jan van der Berg getroud met Lelani Nicolaisen, Sharita, hulle wat nie hier is nie, ook 'n Nooi Venter getroud met Evert Hannekom, en Nienke van der Berg, wat verloof is aan Henny Oosthuizen, en dan een agter kleinkind, Zianay Hannekom. Ons dank ons hemelse Vader dat hy haar vir soveel jare vir ons gespaar het, as saggeaarde ma, ouma en ouma grootjie. Met ons almal se liefde, hartseer, mooi herinneringe en die troos dat ma veilig is by die Here, waarna ma so uitgesien het in ma se ouderdom. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my eie hand, red ek jou. Die woorde van Jesaja 41 vers 10. Ons enigste troos in lewe en in sterwe is dat ons met liggaam en siel aan Jesus Christus behoort. Ek wil tog met julle deel, verlede jaar toe ouma haar been gebreek het, toe ek haar in Mosselbaai se hospitaal gaan besoek het. Operasie is al gedoen, en ek was so die 3de dag na die operasie by haar gewees, en toe sê sy vir my, is 'n verskriklike slegte hospitaal waarin sy nou is.
En ons almal weet, Byview is seker een van die beste hospitale wat daar is. Maar sy sê, ek vra vir haar, maar Edna, hoekom is dit so sleg hier? So sy sê nee, sy lê nou al 3 dae hier en sy kan nog nie loop nie. So sy wou geloop het. Ja, en dan ook ons, soos ons afgesluit het, ons enigste troos in lewe en in sterwe, is dat ons met liggaam en siel aan ons Here Jesus Christus, ons verlosser, behoort. Kom ons bid saam, terwyl ons so sit, en dan vra ons die Here ook om ons verrigtinge hier te seën. Ons hemelse Vader, Here, ons kom in hierdie tyd van hartseer na U toe. Maar in dieselfde asem wil ons ook vir U dankie sê. Dankie dat Edna in elkeen van ons lewens 'n rol kon speel. Dankie Here dat U haar ook nie 'n lang lyding gegee het nie. Ons wil U loof dat dit ook vir ons 'n openbaring is dat U haar op Goeie Vrydag kom haal het. Die dag waar ons U Here Jesus, U sterfdag aan die kruis ook herdenk het. Here, ons bid dat U wat ons gemaak het, dat U ons genadig sal wees. Gee ons krag en hoop. Hou U aan ons vas, Here, sodat ons ook aan U kan vashou. Skenk ons U troos, sodat ons mekaar kan troos. Daarom vra ons U om ons met U vrede en genade te seën. Die vrede en genade van God ons Vader, in die liefde van ons Here Jesus Christus, wat deur die kragtige werking van die Heilige Gees in elkeen van ons vermeerder sal word. Amen. Die familie het gevra om die volgende bedankings te doen. Ek lees dit graag vir julle. Baie dankie aan al die familie wat vanoggend hierdie troostdiens bywoon en ver gery het om ook hier te wees. Dankie aan almal se boodskappe en foonoproepe met medelee. Dankie aan Pieter en Leslie Howard vir hulle bystand toe ons die tyding ontvang het van ma se afsterwe. Dankie aan matrone Griesel, susters en al die personeel van Groenkloof Versorgingseenheid Grootbrak, wat ma vanaf Junie 21 met liefde en deernis versorg het. Dan sê hulle ook dankie aan Dominee Johannes de Bruin vir vanoggend se diens, as ook die pastorale bystand aan Chris en Henriette. Dankie aan Ruth en Piet du Plessis en die helpers vir die reëlings by die kerk vanoggend, en dankie dan aan Maritjie Lessing ook vir die begeleiding, vir die orgelbegeleiding. En ja, dankie vir julle almal wat hier is, om ons ook vir die familie te help ondersteun. Ons wat Nuwe Testamentiese gelowiges is, wat met verwagting uitsien wat Edna al beleef, is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Kom ons sing Skrifgereiming 18:6 verse 1, 3 en 5, dit sal op die skerm verskyn. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, en dan later, oorwinnaar sal ons alles erf, en ek sal drink uit die fontein van lewenswater, heerlik rein. Skrifgereiming 18:6, 1, 3 en 5.
Kom ons bid saam voor ons na die woord van die Here luister. Ons hemelse Here, wat 'n genade om vandag in 'n troostdiens te kan wees van 'n gelowige. Ja, Edna was een van u kinders. 'n ma, 'n ouma, 'n grootouma, 'n suster, 'n vriendin. Bovenal het sy u lief gehad. Here, en weet waarmee ons elkeen nou in ons harte worstel en wat ons gedagtes aangaan. U weet dat ons baie kere deur ons trane en ons hartseer verblind en verdoof word. Maar Here, maak ons vanoggend ontvanklik en oop vir u woord. Dat ons dit sal inneem en verstaan, dat ons dit sal koester en uitleef. Dat ons ook u lig daar buite in die donker wêreld sal laat skyn. Seën ons nou met u Gees, o Here, wanneer ons na die woord luister, u onfeilbare woord wat altyd vas en waar is. Ons bid dat u hierdie familie sal vertroos, dat u hulle elkeen met u liefde sal koester, hulle sal vashou en omvou met u genade. Here, ons bid dit in ons koning se naam, hy wat nie net vir ons gesterf het nie, maar ook die dood oorwin het en nou by die Vaderhuis vir ons pleit. Ons loof u in sy heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, ons luister vanoggend na die woord van Jesaja 43, die eerste 7 verse. Julle sal op die begrafnisbriefie sien dat daar 'n aanhaling uit Jesaja 41 was. En dit sluit so nou by Jesaja 43 aan. Lees van vers 1 af. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur 'n vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek, die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Jy is vir my kosbaar, omdat ek jou hoog geag het en lief het. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak vir hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, en vir die suide moenie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het, tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Bring my seuns van ver af, my dogters, van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het, tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Chris, Henriette, Sharita, Evert en Zianay in hulle afwesigheid, Anita en Bernard, Ian en Lelani, Nienke, en dan ook Heini wat nie hier is nie, en Eloise en Gideon. Dan ook familie en vriende wat hier is. Wanneer ons hierdie woorde, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Wanneer hierdie woorde tot ons kom, is dit woorde van troos. Woorde van troos vir ons wat vandag hartseer is. Ook troos vir die van ons wat julle moet troos, mekaar moet troos,
en ook nie altyd weet hoe om dit te doen nie. Trooswoorde in die opsig dat Edna nou fisies by haar naam geroep is, en soos ons in vers 6 en 7 gehoor het, dat sy een van God se baie dogters is, wat al by die Vaderhuis by mekaar gebring is. Die troos en versekering dat haar naam uitgeroep is, en dat sy al by ons Here is. Dit was ook haar begeerte in hierdie laaste dae gewees, dat sy na die Here toe wou gaan. Maar daar is ook vir ons, vir jou en my troos, wat vandag hier is, vir jou en vir my. Om hierdie troostwoorde reg te verstaan, moet ons egter besef in watter omstandighede Israel hulle in daardie tyd bevind het. Miljoene van hulle is weggevoer in ballingskap na Babel. Weg van hulle huise af, weg van alles wat vir hulle bekend en bemind was. Weg van hulle families af, weg van hulle godsdienstige geboue, die tempel, die sinagoges. Alles is verwoes en afgebreek. Hulle is slawe in 'n vreemde land. 'n Vreemde land waar daar kulture is wat hulle nie ken nie. Kosse wat hulle nie ken nie, wat hulle moet eet. As ware is hulle mense sonder hoop. Mense van wie pyn en smart meer die beloftes van God met hulle geestesoë raak gesien het nie. Omdat hulle net na die verlede teruggekyk het. Mense met vrees en selfverwyd. Vir hulle het dit gevoel of God van hulle af weg is, of dat hulle van God af weg is. Met dit in gedagte kan ons ook vandag sê, dat ons in ons eie soortige ballingskap vandag verkeer. 'n Ballingskap van hartseer, persoonlike swaar kry, dalk lyding en vrees. En dit verstaan ons, want ons worstel elkeen daarmee. Geliefdes, wanneer ons onsself in hierdie ballingskap bevind, kan dit vir ons ook maklik raak om te wonder en te twyfel oor hoe die Here by my betrokke is of nie. Dit kan wees dat my doofheid en my blindheid vir die Here maak dat ek wonder of hy nog vir my sorg. Sorg hy nog vir my familie? Is hy nog almagtig in beheer van hierdie wêreld? Ons mag dalk self twyfel of die Here nog regtig vir ons omgee. Of wonder of God nie dalk van ons vergeet het nie. Ons hoor dit baie kere by bejaardes van Edna se ouderdom rond, wat vra, het die Here van my vergeet? Het die Here van my vergeet en dalk sy rug op my gedraai? Daarom is hierdie woorde van Jesaja 43 ook waar vanoggend vir jou en vir my. Vir ons wat kan, en ek waarborg julle, elkeen van ons twyfel soms, sy sorg en betrokkenheid in ons lewens, sê hy vanoggend vir ons in die eerste plek, julle is nog steeds my uitverkore kinders, wat ek van die uiteindes van die aarde by mekaar geroep het. Vanoggend hier, julle ook saam, uit verskillende windrigtings, oos, noord, wes, het ons by mekaar gekom. Moenie bang wees nie, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Ek is die Here, jou God, jou redder. Nog 'n belofte, my verbond met jou staan steeds vas. Ek is nie weg van julle af nie. Ek het nie my rug op enige een van julle gedraai nie. Jy is nie alleen nie. Ek is by jou. Maar geliefdes, hierdie woorde is nie net trooswoorde nie. Hierdie woorde van Jesaja 43 is ook woorde van hoop. Hoop op die toekoms, en daarom lewe ons ook met 'n toekomsverwagting, want dit is woorde van redding. Ja, geliefdes, julle wat nou hier deur diepwater stap, hartseer is, ons ander ook, moet ook weet dat die Here ook sy beloftes aan ons gegee het, dat hy nie sal toelaat dat riviere, stormwaters,
vlamme of wat ook al, ons sal wegspoel nie. Al brand ons harte van verlange, al is ons letterlik tussen, of figuurlik tussen vure vasgevang, in die smeltkroes van ons eie emosies, sê die Here vir jou en vir my vandag, dat hy sal nie toelaat, dat ons verskroei nie. Wat beteken dit om in 'n smeltkroes te wees? Ek wil dit graag verduidelik aan die hand van goudproduksie. In hierdie ingewikkelde proses moet goud eers uit die erts gehaal word en dan is daar nog steeds baie onsuiverhede tussen die erts en die goud wat uitgehaal word. En dit moet verder gesuiwer word deur die onsuiwer goud teen meer as 1000 grade Celsius te smelt. Dit word letterlik gebrand. En wanneer die regte temperatuur bereik is, word daar kloorgas deur hierdie gesmelte sout geblaas en die chemiese proses wat dan plaasvind, laat die onsuiverhede bo op die gesmelte goud dryf, wat dan aan die kloor vassit en afgeskep kan word. En dan wat oorbly is ongeveer 99,9% suiwer goud. Om goud te produseer is nie maklik nie, dis nie so eenvoudig nie. Die smeltkroes waardeur die goud gaan is deel van 'n intense chemiese behandeling wat met intense hitte en vuur en hitte gepaard gaan. Maar dit is altyd die moeite werd, want wat agterbly is die produk van die kosbare metaal van onskatbare waarde. Geen wonder ons word ook, die egtheid van ons geloof word ook in die Nuwe Testament met 'n smeltkroes vergelyk nie. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 7, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. Die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En dis waar ons vandag is. In hierdie smeltkroes ballingskap van vuur en beproewing. Reeds hier in die Ou Testament beloof die Here dat hy ons nooit sal los nie. Hy sal nie, want hy is ons redder en ons Here en hy bly getrou aan homself en aan sy eie woord. Maar dis nie net sy trou, God se trou wat hom aan Israel en aan ons gebind het nie, maar sy liefde, veral sy liefde. Hierdie liefde het ons op sy duidelikste gesien aan die kruishout by Golgotha. Dit wat ons ook Vrydag herdenk het, die dag waarop Edna ook haar laaste asem uitgeblaas het. Dan net so 'n paar hoofstukke verder in Jesaja 39 vers 16 lees ons hiervan. Kyk, van hierdie kruisgebeure, kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Geliefdes, God het nie net lank gelede ons name uitgeroep nie. Hy het ook ons name op sy handpalms gegraveer, toe hy aan die kruis met spykers vasgeslaan is, om vir my en jou sondes te sterf. Ja, daar aan die kruis het God sy seun vir ons en ons sondes laat hang, met jou en my en Edna se name op sy hande gegraveer, omdat hy ons liefhet. In al God se beloftes, sy liefde en sy sorg, sy beskerming en bevryding, waaroor gaan dit? Dit gaan alles oor sy eer, sy heerlikheid, sy verheerliking. Hy het ons immers gemaak en gevorm, soos ons is. Dadelik kom die woorde by mens op, hy die pottebakker, ek en jy die klei. En net soos ons is, net soos hy ook vir Edna, vir my en vir jou gemaak het hy ons op ons name geroep en uitverkies vir sy eer, vir niks anders nie.
Maar nou moet ons ook sê, my en jou naam, name is ook ons identiteit. Dis hoe ons geken word, dis hoe ons aangespreek word. Dit is wie ons is en dit is hoe mense ons ken. Deur Christus Jesus is ons name dan ook ewig, ook Edna se naam, tot in alle ewigheid aan God gebind. Geliefdes, familie en vriende, die feit dat die Here ons gekies het en ons op ons naam geroep het, beteken nie dat ons nie rampe en teëspoed en dood sal beleef nie. Natuurlik sal ons dit ook beleef, want ons leef in 'n gebroke, stikkende, werklike wêreld wat uitmekaar val. En daarom word ons ook nie emosioneel gespaar nie. God het juis vir ons trane gegee om jou blydskap of jou hartseer mee uit te druk en as ware jou hartseer met jou trane uit jou lyf uit te was. As jy moet huil, huil. As jy moet swart hê, pyn hê, rou hê, treur, jy moet. Laat dit sy gang gaan. Dis 'n proses wat God vir ons as mens gegee het, waardeur ek en jy moet gaan, en dan moet ons ook dadelik sê, elke persoon rou anderster. Moenie die persoon wat anderster as jy rou verkwalik, dat hy nie dieselfde as jy rou nie. Wat ons egter kan weet, en waarvan ons seker kan weet, is dat ons in alle bedreigings, in alle gevaar en nood, in rampe, in vrees vir môre, waar die onbekende op ons wag, op die Here se teenwoordigheid, sy sorg, sy bewaking, sy liefde, dat ons op hom kan staatmaak. Nie eers môre of oormôre of eendag ver nie, maar nou, reeds vandag. Nou, ook hier in ons hartseer. Daarom dat hy in vers 2 beloof, as jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. En dan die smeltkroes gedeelte, as jy deur vuur moet gaan, dit sal jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Wanneer God sê, ek is by jou, is dit nie 'n ver af God, wat maar ergens is, wat ons maar iets van weet nie. Met ons Here se hemelvaart het hy beloof, om vir ons 'n trooster te stuur, om ons te lei, en ons te troos, wat ook met Pinkster gebeur het. Wanneer ons in hierdie smeltkroes van ons is, in die vuuroond van die lewe, waardeur ons gesuiwer word, dan is die Heilige Gees as ware die kloorgas wat deur ons geblaas word, om ons te vertroos. Daarom vra ons ook vanoggend vir elkeen van ons wat hier is, vir elkeen wat hartseer is, om julle ook kans te gee om te troos en te vertroos word. Om julleself toe te laat dat die Heilige Gees op jou kom sit om jou te vertroos. En dat ons mekaar ook kan troos. Geliefdes, wat môre of oormôre op ons wag, weet ons nie. En daarom is ons soms bang vir die onbekende. Wat later eendag saam met ons geliefdes wag, hulle wat ons reeds vooruit is, dit weet ons wel. Ons lees daarvan in Romeine 8, wat ek ook woensdag vir Chris en Henriette gelees het. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. En dan vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons het in Jesaja 53 gehoor, ek het jou op jou naam geroep.
Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te wees, sodat sy seun baie broers en susters kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep op die naam. En die wat hy op die naam geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Geliefdes, gelykvormig aan ons Here Jesus Christus, geroep deur die Vader, word ons vrygespreek en verheerlik. Dit het hy reeds vir en met Edna gedoen. Ook met ons, vir jou en my, saam met Edna, het hy ons op die naam geroep. Daarom behoort ek en jy aan hom. Hy het ons geskep, hy het ons gemaak om sy kinders te wees. Ons hoef nie bang te wees nie, want God is en bly in beheer. Hy is nie weg nie. Deur die Heilige Gees is hy elke tree van die pad by jou. Deur sy alomteenwoordigheid is hy ook in jou en my, en word ons deur sy beskermde liefde omring, elke oomblik van die dag. Ek wil afsluit met die woorde van verse 6 en 7. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoekte van die aarde af. Elkeen wat my naam genoem word, wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. En geliefdes, met hierdie verse moet ons dan ook vanoggend vir mekaar 'n vraag vra. As my Vader my nou roep, as hy my nou roep om saam met sy ander seuns en dogters by mekaar te kom, is ek gereed om te volg. Is ek en jy gereed om te volg waar Edna reeds is? Dan weer die woorde, moenie bang wees nie. Jy is sy skepsel. Hy het jou gemaak. Jesus Christus het vir mens geword om my en jou van ons sondeskuld te verlos. Die Here ken my en jou deur en deur. Hy roep jou op jou naam. Jy is syne. Jou naam is op sy handpalms gegraveer. Jy is vir hom kosbaar. Hy ag jou hoog omdat hy jou lief het. Die Here is ook by jou as jou vrag swaar op jou druk. Die Here is by jou as die pyn gloei en die vlam van seer brand. Die Here is by jou as die skaduwees jou pad bevlek. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, ek het jou verlos. Ek is altyd by jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Amen. Kom ons sluit af met die gebed wat ons Here Jesus vir ons geleer het, die Onse Vader, en dan ontvang ons die seën van die Here.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle beskerm en julle seën. Die Here sal tot julle redding verskyn en hy sal julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede gee. Amen. Baie dankie julle. Julle kan 'n rukkie gaan sit as julle wil, of julle kan direk deurstap na die saal toe. Daar is nie nog enige afkondigings van my kant af nie. Chris, alles reg? Ons gaan drink saam met die familie 'n koppie koffie of tee.